Vriende, ek gaan so 'n bietjie 'n ander rad oorsit, laaste diens vir die jaar, en ek gaan Spreuke 4 lees. Spreuke 4 is 'n kosbare hoofstuk. Ja, ek gaan nie te veel oor hom sê nie, ek gaan vertel as ons begin om saam te lees daar. So jy kan oopmaak daar, die van julle wat wil, Spreuke hoofstuk 4, ek gaan die hele hoofstuk vir ons saam lees. Dis een van die hoofstukke wat die moeite werd is om in die oorspronklike of die direkte vertaling, die 2020 te gaan lees, want van die vertaalwoorde is bietjie anders gesê in die 2020 en ek dink meer korrek so. Die Afrikaans wil dit mooi vertaal, maar ons verloor iets in die vertaling soos dit in die 83 is. Daar is hy, met die Bybels op voor ons, kom ons buig hoofde. Ons hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons vanoggend hier saam kan wees. Here, ons besef, dis nie hierdie bakstene of 'n heiligheid wat in hierdie verf of in hierdie matte opgesluit lê nie. Hierdie gebou is 'n geskenk wat ons kan gebruik en dis 'n voorreg. Maar dis nie meer 'n tempel soos in die Ou Testament nie. In hierdie gebou is daar nie 'n allerheiligste nie. Daar's nie 'n voorhangsel nie, daar is nie 'n heilige waar net die priesters mag kom nie. Hierdie gebou is 'n ruimte sodat u kerk hier kan verenig. Here, en daarom is dit 'n voorreg vanmôre wanneer u kerk hier instap. Wanneer elke lid van u liggaam 'n stukkie van die Gees indra hier, om sit en wag om met u te kommunikeer. Dankie vir die voorreg. Dankie dat ons kan saam wees, Here, en dankie dat u deur die Gees met ons werk op maniere wat mense nie verstaan nie. Hemelse Vader, ons kom bid dat u vir ons sal lei in hierdie adventstyd wat voorlê, hierdie opbou na Kersfees waar ons weer dink aan die geboorte, weer dink aan Immanuel met ons. Here, maar is ook die tyd van die jaar wanneer ons uitsien om te gaan rus, om iets te doen waarvoor ons baie moet voorberei en baie moet inpak en ver moet ry baie keer, sodat ons daar kan kom en kan ontspan. Ek bid vir elkeen wat 'n bietjie gaan wegbreek, dat u daardie rus sal seën, maar dat u ook daardie rus dieper sal seën in die sin van dat ons ook by u rus. Ek bid vir hulle wat wel moet werk in hierdie tyd, dat u vir hulle ook die nodige krag en opgewondenheid gee daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Spreek, Here, want die kinders luister. Amen. As ek ernstig begin spoeg hier op die kansel, hier's 'n lastige vlieg wat hier om my zoom. Ek lees ons saam Spreuke hoofstuk 4, eers in die 83 vertaling, ek sal van die versies dan aanhaal in die 2020. Die 2020 sê seuns, en die Engels sê dit amper as my seun, luister na die vermaaning van 'n vader. Die 83 het so bietjie meer veralgemeen gesê kinders. Kinders, neem die opvoeding van wat 'n vader gee ter harte. Slaan daarop ag, sodat jy kan leer wat insig is. Ek moet dalk net verduidelik, ek lees nie hierdie teks vir die kinders vandag nie. Ek lees dit vir die ouers. Want dis nie daai teks van vandag, hier is 'n paar van die kinders hier, maar die ouers is eintlik die wat hier sit vanmôre. Maar die kinders gaan ouers word, so luister. Goed, kinders, neem die opvoeding wat 'n vader gee ter harte, slaan daarop ag, sodat jy kan leer wat insig is. Want wat ek julle leer is goed. Moenie die onderrig wat ek gee versmaai nie. Ek was ook een keer 'n kind, my moeder se oogappel, haar enigste. My vader het my toe ook geleer en vir my gesê, wat ek jou sê, moet jy vashou, my voorskrifte moet jy uitvoer, sodat jy werklik kan lewe. Vriende, tot op hierdie punt
gee hy nie raad nie, behalwe dat hy sê jy moet aan die raad vashou. Al wat eintlik hier staan, wat ons moet net uitlig, is daai oorgang van moeder na vader, wat hy hier sê, en dit sal die sielkundiges baie, en die antropoloog baie interessant, en sosioloog baie interessant, of merkwaardig vind. Maar eintlik is die hele hoofstuk een waar hy meer praat oor wysheid as wat hy die wysheid gee. Daar's sulke goue lyntjies wat deurkom waarop ons moet fokus. Sorg dat jy wysheid bekom en insig. Moenie my woorde vergeet en daarvan afwyk nie. Maak die wysheid jou metgesel. Dit sal jou beskerm. As jy dit liefhet, sal dit jou veilig bewaar. Hy vergelyk amper die wysheid hier met 'n geliefde in die volgende klompie verse. So hoor mooi. Moenie my woorde vergeet nie en daarvan afwyk nie. Maak die wysheid jou metgesel. Dit sal jou beskerm. As jy dit liefhet, sal dit jou veilig bewaar. Die wysheid kom eerste. Sorg dat jy wysheid bekom. Gee alles wat jy het om insig te kry. Slaan dit hoog aan, dan sal dit aan jou aansien gee. Dit sal jou 'n man van betekenis maak as jy dit vasgryp. Dit sal jou lewe versier. Dit sal vir jou 'n suurlike kroon wees. Jy sien wat ek bedoel, hy vergelyk dit amper met 'n pragtige bruid, dat wysheid amper daai rol kom vervul. Dit sal soveel in jou lewe doen soos 'n pragtige bruid. Luister my seun, aanvaar wat ek vir jou sê. Dit sal jou lewensjare baie maak. Ek sal jou leer wat die pad van wysheid is en jou die regte koers laat loop. As jy loop, sal daar niks in jou pad wees nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie. Hou vas aan wat ek jou leer, moet dit nie laat los nie. Bly daarby, want dit is jou lewe. Moenie agter die goddeloses aanloop nie, vermy die pad van slegte mense. Los dit. Moenie daarop loop nie, draai weg, vermy die slegte mense. Hulle kan nie slaap nie. Hulle kan nie slaap as hulle nie kwaad gedoen het nie. Hulle lê wakker as hulle nie iemand se ondergang bewerk het nie. Misdaad is hulle kos, geweld hulle drank. Die pad van die regverdige is soos helder oggendlig, wat groei en sterker word tot dit heeltemal dag is. Die pad van die goddeloses is soos die donker. Hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. My seun, hoor wat ek vir jou sê, luister goed na my woorde. Moet dit nie vergeet nie. Hou dit altyd in gedagte. Want dit beteken lewe vir die wat daarna luister. 'n Volle lewe vir hom wat dit besit. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Weerhou jou van leuns, moenie mense mislei nie. Hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reguit vooruit. Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie. Weerhou jou van die verkeerde koers. Vriende, as mens die vraag vra, nou maar hoe, dan staan dit nie in hierdie hoofstuk nie. Hoe die wysheid is en wat die goed is wat ek presies moet doen, staan hier bitter min van, behalwe dat ek my van slegtes moet bewaar, van slegtes moet weerhou, dat ek nie hulle pad moet begin stap nie, en dan verduidelik hy so 'n bietjie die pad van goddeloses en boses, teenoor die pad van die regverdige. Ek is mal oor spreuke. Ek is nie een van die ouens wat elke dag 'n spreek lees en alles memoriseer nie, maar daar's tog sekere spreuke wat ek vashou, wat ek elke kort teruggaan en so af en toe vergeet ek presies waar dit staan, dan moet ek eers gou weer gaan soek. Maar in hierdie hoofstuk is al wel so 'n sinnetjie of twee, wat een van daai goed is, wat langs die pad vir my ontsettend baie begin beteken het. En dan spesifiek, wanneer mens oor die lewe dink, en oor die lewe begin wonder, en begin vra, en begin redeneer oor die lewe, is daar hierdie beginsels. Maar hoekom ek van spreuke hou, en die wysheidsliteratuur in die Ou Testament,
Dit bring ons terug grond toe. Dit keer ons teen superspiritualiteit. Nou, hoor my mooi, ek is 'n kind van die 80s en in die 80s het die musiek waarna ons geluister het, die ouens hulle gesigte geverf en hulle het 'n rebelsheid in hulle gehad en 'n anti-sisteem ding in hulle gehad. Dit was duidelik. En dan is daar nog in ons land vir ons verduidelik hoe die groot gevaar op pad is in die kommunisme ons bedreig en al die goede. Ek besef vandag al was groter gevare as die kommunisme. En ons is tog in 'n sekere sin heeltyd bekend, of hoe kan ek sê, gebombardeer met 'n sekere klomp inligting wat gemaak het dat as jy tot bekering kom, ons oortuig was dat jy op 'n sekere manier moes Christen wees. En ek het absoluut ook so tot bekering gekom. Brand al jou musiek, breek, gooi dit weg, jy's klaar daarmee. Ek het letterlik vir my neefs en my niggies gesê op 'n stadium, ek luister nie meer popmusiek, ek is klaar daarmee. Want ek wou totaal al my lewe vir die Here gee en dis wat vir my opgedis is van dis hoe mense dit doen. Vandag besef ek, wow, daar was 'n losmaak van alles en dit was eintlik 'n hoë oktaan spiritualiteit, 'n absolute jet fuel spiritualiteit wat opgedis is vir dis die pad wat Christene werklik die Here volg. En ek het myself pensioenpotjies in hierdie pad gegooi. Net om gefrustreerd te raak met die feit dat dit nie werk nie. Hierdie hoë oktaan geloof, hierdie absolute alles of niks, geen balans nie, alles is 100%, daar's iets af. Ons profies het baie keer gesê, enigiets met 'n te, moet jy pas op vir, behalwe sekere goed het hulle natuurlik altyd weer gesê, en dat hulle self so bietjie dubbelsinnig gemaak. Maar enige isme wat raak te veel, en 'n super spiritualiteit, hierdie geestelikheid wat alles oorneem, maar heeltemal losbreek van die lewe af, word deur Spreuke in die wysheidsliteratuur so 'n bietjie teruggebring. Spreuke in die wysheidsliteratuur kom maak ons weer vas aan 'n klompie drade, aan 'n klompie lyne wat sê, wow, my seun, moenie dink as jy die pad begin stap, jy's los van al hierdie goed, en jy kan, maar daar kom 'n tyd in ons lewens waar ons wel daar is, en ek dink, dis miskien hoekom ek ook in daardie tyd so reageer het, want dis daardie tyd van mense lewe. Dis amper of jy jou lewensbootjie vat, en dan wil jy die toue kap wat jou vashou, want jy wil op hierdie see van die lewe invaar. En dan kap 'n mens baie keer die toue van 'n klomp goed. Ek het eendag 'n baie snaakse ervaring gehad. En nou sê ek nie wat ons gedoen het was reg nie. Ek promoveer dit nie, maar ons het dit gedoen. In Bloemfontein op 'n stadium het die mall daar, Mimosa Mall, was hulle besig om te bou en te vergroot. Het op 'n hense groot mall geword. Maar dit was hierdie tussenin fase wat oor kan die pad is brandwag en hy is besig om te ontwikkel, maar nou is dit goed onder die dak en daar was sommer so 'n platform gebou waar een van die koffiewinkels en die takeaways mense kon sit en so aan, en ons sit daar en dis nou nog hierdie konstruksies en goed. Maar dan is dit ook 'n plek in die middedorp waar klomp besighede lokale het waar hulle goed aanbied en so aan. En daardie dag moes daar 'n groot konferensie gewees het, daai tipe konferensie waar daar baie mense is. So jy ken nie die 10 mense wat saam met jou is nie, of saam met jou konferensie hou nie, daar's 'n klomp gesigte. En obviously wat hulle doen is onmiddellik, om dit so 'n bietjie meer persoonlik te maak, plak hulle vir almal 'n lekker naamplakker. En dan vergeet die mense, die naamplakker sit op hulle bors. En dan, toe hulle nou 'n bietjie af het, toe skiet hulle almal nou mall se kant toe. Nou sit ons daar tussen die twee malls, en nou loop die mense met die naamplakkers. En ek het 'n klomp skerp vriende gehad, en op 'n stadium toe sê een van hulle, het julle opgemerk, al hierdie ouens het naamplakkers? En toe begin ons spy, want hulle loop nou baie by ons verby, en dieselfde ou, en dan sien ons, hier kom Marie verby, en Marie is in, en dan maak ons 'n nota, dis Marie daai. Toe Marie uitkom, toe gaan een van ons na Marie toe, Marie, hoe gaan met jou? Hulle is skoon vergeet, daar's naamplakkers. En dan is dit baie interessant, dit was 'n snaakse ervaring die dag, om te maak of jy iemand ken, en hulle ken jou glad nie. En dan is dit snaaks, want mense begin dadelik van, wie's jy? Of hulle maak,
hulle dink nou eers, ken hulle jou. Nou begin gesels jy met hulle. Marie, hoe gaan met jou? En dan is dit so half, en dan sou jy begin sê, maar Gerard man, o ja, maar as al party begin, maar waar ken ons, waarvan af ken ons mekaar? En dit het nie lekker gewerk nie, tot jy een ding sê, en dit moet almal so gebeur. En ons het vinnig geleer, so ons het vinnig dit begin sê, hoe gaan dit met jou male? Julle, das hy persoon totaal gegooi. Want tot dan toe was hulle redelik seker, hulle ken jou nie, jy vat 'n kans. Maar die oomblik as jy vra, maar hoe gaan dit met jou male? Hulle was sigbaar van koers af. En dit het met almal so gebeur. Ons het gelees soos ons lag na die tyd, dit was lelik, ek weet, maar en ja, baie keer het ons net daarby gehou en gesê, maar mooi gaan en dan loop hulle weg en dis daai tipiese ding vir hulle, as wegloop, ek kyk hulle jou nog so en julle, dit was groot van gewees. Ek sê nie dit was reg nie, ek sê net dit was 'n snaakse ervaring. Maar dit bring vir my iets terug. Daar kom 'n tyd in ons lewens wanneer ons die toue kap, en van daai toue wat baie mense kap, is die tou met hulle ouers, die tou met hulle vaderhuis, die toue met waar hulle vandaan kom. Hulle gaan nou hierdie lewensbootjie invaar en hulle gaan hom herontwerp om totaal en al nuut te wees. En ek dink dis hoekom daai vraag, maar hoe gaan dit met jou ouers, almal deur die bank gegooi het. Want iewers skielik gooi jy daai ankertou terug in hulle boot en daar's hulle onseën nie. Want as jy weet waar ek vandaan kom, dan is hierdie realiteit. Maar besef jy die gevaar daarin? Baie van ons sny daai ankertoue en ons vaar die lewe in en ons maak of daai toue nooit bestaan het nie. Of daai toue nooit deel was van ons wêreld nie en ons herskep ons wêreld soos ons wil hê hy moet lyk. En in die tyd waarin ons leef, sosiale media, is dit nie wat mense die hele tyd doen nie? Hulle skep 'n realiteit. Dink nou as jy hierdie influencers en al die mense sou kon vang deur net vir hulle te sê, hoe gaan dit met jou ma en met jou pa? Ek sê vir jou, daai influencer maak hulle account daartoe en maak 'n ander een iewers anders oop. Hoekom? Want ewe skielik bring dit jou terug na realiteit toe. Vriende, hier's 'n interessante beweging. Hierdie is 'n baie vir die akademici en jy sal dit in baie vakrigtings in die sosiale wetenskappe kan gaan oopmaak, hierdie hoofstuk. En sê, kom ons praat vandag oor Spreuke 4. Spreuke 4 sê die skrywer, my seun, ek was ook een keer my ma se gunsteling. Hy erken die pad wat 'n kind stap van ma na pa, en of dit nou seun of dogter is, ons stap daai pad. Ons word deur ma gedra, ons is naby ma, en die eerste ervaring wat ons van die lewe het, is 'n hengse verlies. Want ons word losgemaak van hierdie huis waarin ons is, en ons gaan ewe skielik in 'n koue, skokkende wêreld in. Baie van ons het sommer 'n pak slaag gekry as ons uitkom vir alles wat ons nog gaan doen, net laat ons kan begin huil, want die lewe moet begin. Ek spot nou sommer, maar die punt is net, ons is op hierdie journey, en ons is naby aan ma, en ons is mamma se seentjie, en mamma se dogtertjie, en ons is, en pa kan nie so naby wees nie, selfs ons kos is afhanklik van ma. En dan soos tyd aangaan, dan begin ontdek ons, maar daar's 'n ander figuur, daar's 'n pa ook. En dan kom maar 'n dag, wanneer 'n kind hulle tree gee na die pa toe. En hierdie skrywer sê iets daarvan, ek was ook my ma se oogappel, en toe het my pa vir my gesê, toe ek 'n seun was, by my vader, onervare, en die enigste voor my moeder. Hoe mooi sê dit in direkte vertaling, toe ek 'n seun was, by my vader, onervare, en die enigste voor my moeder. Nou is dit nog ma se enigste en al. So die vashou was nog sterker. Hy het my geleer en vir my gesê, jou hart moet my woorde vashou. Dis hoe die hoofstuk begin. Jou hart moet my woorde vashou.
kom na my gebooie toe. Dan begin praat die pa oor 'n klompie goed. Vriende, nou kom hy in Hoofstuk 3 vers 23 by die volgende versie. En dis een van daai verse wat ek maar altyd hier agter in my agtersak hou. Die 83 vertaling sê dit so: Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Die 2020 sê dit so, en is meer korrek: bewaak jou hart. Nie net wees versigtig wat jy toelaat nie, sit wagte voor die deure van jou hart, bewaak jou hart. As enigiets, bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar word. Soos daar een ding is in die wêreld wat jy bewaar, is dit jou hart. Want daaruit ontspring die lewe. As jy vir jou dogter of jou seun 'n lewensboodskap wil gee, sê vir hulle alles wat jy wil, maar sluit dit af met hierdie woorde: En my kind, bewaak jou hart ten alle koste. En as jy vir jou 'n man kies, bewaar sy hart. Ek lees 'n boek klomp jare terug en 'n skrywer word aangehaal van 300 jaar gelede wat vir sy dogter skryf: Kry vir jou 'n eerlike man en hou hom eerlik. Laat geen ander waarde vir jou so belangrik wees as die waarde van sy hart nie. Vriende, ons leer dit nie vir ons kinders nie. En ons dink nie so oor die lewe nie. Maar hierdie lewe waarin ons leef, die aanslag van hierdie lewe waarin ons leef, is op hierdie terrein. Ek het daar sit en dink en bietjie gaan draai by John Eldridge. En die 3 goed wat hy sê mans moet wees, en die 3 goed wat hy sê vrouens moet wees, of nie moet wees nie wat ons is. Sy hele boek se begronding, as hy vir die manne skryf, is om te gaan kyk, hoe lyk die oorspronklike man? Hoe lyk 'n man voor hy verander word, voor die lewe omrol? En nou skryf iemand anders, Robert Bly, sê, ons almal het 'n goue bal. En as ons in die lewe inkom, is alles soort van reg. Ons voel die lewe is reg. Maar almal van ons, hier op ouderdom 6, 7, 8, verloor ons die goue bal. En waar kry jy dit? Hy het gaan kyk na die stories wat die mensegeslagte oor die laaste 100 jare, nie 100 nie, honderde jare skryf. En van hierdie stories is voor Jesus al geskryf, gedateer of oorvertel. Mense het verhale vertel van die kind wat iewers langs die pad iets verloor. En die manier wat hulle uitgebeeld het was 'n goue bal. 'n Bal soos die son, helder, warm en nou nog goud ook. Dit straal. Dis die wonderlikste geskenk. En dan verloor die kind dit. En Iron John skryf hy hoe die seun in die binnehof speel en hoe die bal in die hok of in die tronk inrol waar Iron John opgesluit word. En hoe jy dan vir die res van jou lewe sukkel om daardie bal terug te kry. Daarmee vertel hierdie verhale net iets van almal van ons. As dit nie met ons gebeur het voor skool nie, gebeur dit definitief met ons in die eerste paar jare van skool. Maar iewers verloor almal van ons iets. Iets van daardie volmaaktheid of onbesorgdheid of iets wat ons as kind gehad het. En dan skryf hierdie skrywers daaroor dat ons vir die res van ons lewens daarna soek. So John Eldridge gaan soek vir hierdie tyd voor die bal verlore geraak het. En dan sê hy, wat sien mense in klein seentjies en in klein dogtertjies? En dan identifiseer hy 3 goed by seuns en hy sê daar's 'n avontuurlus by seuns. Ons moet besig wees met 'n avontuur. Die huis waar ek bly was bo huise wat blokke wat onder was, maar daardie huise was die laaste huise van die dorp. En daar waar my huis staan, het daardie seuns wat nou vandag al groot mans is met hulle eie kinders, het hulle forte gebou en in die veld gespeel. So as hulle my sien, dan sê ek, daar waar jy bly, was ons forte gewees. Ons het gate gegrawe en forte gebou en ons het cowboys en kroeks en alles daar in die veld gespeel. Dit was belangrike tye gewees. Seuns soek 'n avontuur.
Tweedens is seuns kryger. So saam met die avontuur gaan dit sommer baie keer so hand aan hand met oorlog. Kryger wees, oorlog maak. Daniela vertel my net gister van 'n ma wat sê haar seentjie is nou op 'n oorlogsfase en daar's 'n museum by hulle en daar by die museum is daar 'n klomp oorlogs of weermag memorabilia, onder andere daai staaldakke wat die weermagmanne gedra het en die een het 'n duik in wat daar is en die seun vertel vir haar, maar daar definitief 'n koel daar getref, kyk hy duik. Hy's nou absoluut op die oorlogsfase, maar jy hoef hom nie dit te maak doen nie. Seuns doen dit self. John Eldridge skryf, hulle sal hulle ontbyt in 'n geweertjie sit en inkou as hulle die kans kry. Hulle vat stokke en begin skiet mekaar. Seuns werk net so. En die laaste ding van seuns is dat hulle skoonheid wil red, want soos hulle bietjie ouer word, baie ouens al baie vroeër, maar begin hulle rondloer vir, maar hier's dan ander geslag ook hier rond en hier's ander belangrike, maar ek wil die skoonheid gaan red. Meisietjies is bietjie anders. Hulle het soort van dieselfde 3 kategorieë, maar anders. Want meisies wil deel wees van 'n groter avontuur. Meisies is aan mekaar gesit dat hulle wil saam met ander deel wees van 'n groter avontuur. En nou kan jy mos maar net die ding kyk. Maklike voorbeeld om my punt te bewys. As mans oefen en as vrouens oefen. Daar's baie min bubbleback mans wat oefen. As 2 mans saam draf, is dit gewoonlik stil. Jy hoor die voete. Top, 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 top. As vrouens saam draf, ek bly mos nou daar bo in die dorp. Jy hoor nooit voete nie. Een of al 2 is gelyk besig om te praat. Ek weet nie hoe haal hulle asem nie, maar dit gaan nie blablabla. Behalwe jou vrou. Ek moet sê, sy hardloop alleen. Nou, daar maak ek nou uitsondering op eie reël, maar ek weet van ten minste een vrou wat hardloop. O ja, maar sy het nog met die tweeling ook gehardloop in 'n pram op 'n stadium. Sy kan hardloop. Maar, ja, vrouens, en nou kan ek hulle so opnoem, ek sien die pare so voor my, want hier is 'n klomp van die vrouens wat, hulle het oefen maatjies, en dit verander na tye, maar hy's 2, 3, 4, 5 wat ek op 'n dag sien, en daai 2 oefen saam, en daai 2 oefen saam, en 'n jaar later sien die oor net die 2 oefen nou saam, en daai, maar dis altyd, een, en die ander ene luister, of albei praat gelyk. Maar dis omdat ons, hulle anders aan mekaar gesit is, vrouens is altyd deel van 'n avontuur, en as hulle by mekaar is, deel hulle avonture, so vir die jong manne wat hier sit, moenie dink jou meisie praat nie oor wat julle doen en wat julle sê by ander nie, hulle vertel alles. Ons as manne bly stil oor die goed, ons vertel nie vir ouens hoe ons gevry het nie, dis min ouens wat dit doen, ons bly stil daaroor, daar's 'n eer onder manne van, ja, jy kan nie meisie hê en jy kan, maar julle mens brag nie, maar vrouens, nee, hulle deel die avontuur, glo vir my, en hulle deel hulle avonture met ander. Mens voel half gecheat op die storie, maar toe maar. Dan meisies kan ook krygers wees. John Eldridge haal 'n mooi ding aan en sê, druk 'n tierwyfie met haar kinders in 'n hoek vas en dan sien jy hoekom 'n tierwyf 'n beskrywing in die lewe geword het. Druk 'n leeu met welpies vas. Ek het so 'n mooi verduideliking van dit gehad op 'n stadium toe ek in Klaserie, mense het ons genooi en dit was 'n groot geskenk om saam met hulle daar te gaan bly. Klaserie is deel van die Wildtuin en is privaat plase wat deel is van die Kruger Nasionale Park en daar's nie grense met die Kruger Nasionale Park nie. Hulle vat letterlik 'n skraper en dan trek hulle 'n lyn op die land van die plaas. En dan is jou plaas die kant van die lyn, die ander se plaas daai kant. So die diere beweeg vrylik rond. En daar's 'n klomp reëls rondom dit. Maar ou Samson het daar gebly. Hy het daar groot geword. En hy het vir hom Jackal gewerk. En nou kom van die jagters, want hulle het sulke konsessies gehad, dan mag jy een van die bokke skiet en 2 van daai. Hulle kyk wat's in die wildtuin te veel en jy mag dit van dit uitjag en dan mag die ouens nou die pakkette verkoop en al die goede. Maar dis permitstelsel en alles. Maar dan vra hulle vir Samson, ou Samson, hoe maak 'n mens nou as jy in die veld is? En die ou vra vir hom, hoe maak jy as jy loop en jy loop in 'n leeuwyfie met kleintjies vas? Nou moet jy vir Samson verstaan, hy het in die donker in die aand in die wildtuin rondgeloop. Hy sou tussen 'n klomp goed deurloop. En hy's bang vir olifante. Ek het dit self gesien, hoe hy 'n olifant vloek en skree dat hy moet gaan, want die olifant wil tot die waterpyp kom breek en ons is daar by hom en hy like dit nie. Hy's nie bang vir leeu's nie.
Maar toe die ou vir hom vra, wat doen jy as jy 'n leeuwyfie met haar kleintjies vasloop? Toe sê hy vir hom, jy loop nie in 'n leeuwyfie en haar kleintjies vas nie, nooit nie. So vrouens kan die krygerding uit, maar dis wanneer dit noodsaak is. Vrouens is anders gerad dat hulle wil hê daar moet vir hulle geveg word. In 'n vrou se diepste wese skryf John Aldrich in my toets in die lewe is dit so. Vrouens vra die vraag, gaan iemand vir my veg? En daardie oorgaan van moeder na vader toe is deel daarvan, gaan my pa vir my veg? Is ek die moeite werd dat my pa my beskerm? Gaan my pa die prys vir my betaal? En as pa dit gedoen het of nie gedoen het nie, bepaal dit baie in 'n vrou se lewe. Maar vrouens bly hierdie vraag vra. Is ek die moeite werd? Baie mooi is wanneer meisies met jou praat en hulle vertel jou, maar ek het 'n verhouding met die Here en ek het besef, ek is bekoorlik, nie omdat 'n man dit vir my moet gee nie, maar omdat die Here dit aan my gesit het. Daardie hart wat dit soek, van die hart wat die vraag vra, is ek bekoorlik? Is ek die moeite werd om geveg te word voor? Dit het God klaar in 'n meisie se hart gesit. Maar sy moet dit bewaar. En 'n pa en 'n ma moet dit bewaar. En haar help om dit te bewaar, soos hulle in die lewe ingaan. Dis 'n skat wat daar bewaar moet word en bevestig moet word. Jy is bekoorlik. Jy is die moeite werd om geveg te word voor, om die prys voor te betaal. En dan die laaste ding waar seuns se skoonheid wil red, die verhale, die stories wat ons deur die eeue vertel van arme prins Charming wat deur die bos moet gaan en nou Shrek wat die draak moet doodmaak en al die goede, sodat die prinses in die hoogste toring en die hoogste moeilikste plek gered kan word. Iets van daardie, as jy bereid om die prys te betaal, maar ook red die skoonheid. Daar dra vrouens iets van, maar ek is die skoonheid. Jy kan 'n tannie van 80 in die ouer huis hê. Sy sal moet bewende handjies daai lipsifie opsit, al moet sy net gou. Want dis deel van haar, nie net haar DNA nie, haar geestelike DNA. Dis deel van God wat skoonheid in die vrou gesit het, nie net van dis wat jy moet probeer wees en dis wat jy moet aansit en dis wat jy moet aantrek nie. Dis wat jy is. En dan vrouens iets van 'n skoonheid wat hulle deel. Die Engels sê dit mooi, begeer om begeer te word. Dis deel van die DNA van die vrou. En nou kom Spreuke en hy kom sê, ja, hierdie goed kan ons alles sê is menslike goed, maar ons is hier in die kerk, ons praat oor die geestelike goed, en dis hoekom ek sê, Spreuke bring die absolute superspiritualisme terug grond toe. Die wysheidsliteratuur, Spreuke, Prediker, Psalms, bring ons terug in kontak met waar ons vandaan kom, in kontak met wie ons werklik is, in kontak met ons hart. Vriende, maar terwyl ek daaroor sit en dink het, besef ek ook die ontsettende geslagsverwarring wat bestaan in die tyd waarin ons leef. En ek is oortuig dat wanneer ons terugkyk oor 100 jaar, gaan die geskiedskrywer skryf, maar in die vroeë 21ste eeu was een van die kenmerkendste goed van die mens dat daar 'n totale geslagsverwarring was by ons kinders en by ons ouers. Seentjies word grootgemaak om begeer te word. Seentjies word grootgemaak om die mooiste te wees. Dis al hoe meer 'n ding by troue is dat jy moet keer dat die ma van die seun die hele troue oor die seun wil laat gaan. 'n Tannie vertel my, sy bly dan na my maale, sy vertel hoe sy met een van hierdie ma's te doen gehad het en alles by daai troue gaan net oor die seun. Daar moet duiwe gelos word, nie vir die meisie of die skoonheid van oor die seun se liefdes en alles. As ek die ma bring die seun in by die troue, moet dit nie doen nie. 'n Man sal sy vader en moeder verlaat. Jy bring nie die seun in by die troue om te kom trou nie. Hy staan en wag daarvoor. Dit gaan oor
oor die vrou daai dag en haar skoonheid wat sy nou deel vir die ou wat buite die tuin van Eden geskep is. Laat hy maar 'n bietjie grond vat met die modder waaruit hy gemaak is. Dis belangrik vir seuns. Maar ons is besig om ons, maar anyway, hierdie tannie vertel hoe hierdie ma alles oor die seun laat gaan het en niemand kry daar gekeer nie. So buite wag 'n hele kas duwe wat moet gelos word as die seun sy voet op die dinge sit. Maar nou sit en wag sy vir haar man om te laat te preek want hulle moet iewers heen ry en hy het gesê as ek hierdie troue uitkom moet jy daar wees want ons moet ry. Maar nou speel haar kinders al om die kar rond en toe sy weer sien toe laat die kinders die duwe uit en haar vlieg al die duwe weg. Die troue het nog eers halfpad deur nie. Sy sê daai kindertjies vinnig in die kar gelaai en gery. Niemand weet vandag nog hoe daai duwe uitgekom het nie. Punt is net ons dink nie oor die goed nie. Ons dink is maar alright dat ons vir 'n seun leer. Nee, dan moet vir jou geveg word en jy moet seuns moet krygers wees. En dit beteken stikkende knieë en bloedneuse en gevegte wat verloor is. Wanneer mans goed wil regmaak en goed, dis deel van ons DNA om goed mooi te maak wat oud geraak het of goed te gaan red, is deel van ons DNA. Ons moet toelaat dat ons geslagte weer teruggaan na wat dit is toe. En in die proses, mense, moet ons probeer om iets van hierdie ding van bewaar jou hart. Bewaar jou hart. Sit wagte voor hom, want daaruit kom die lewe. Daar binne is daar 'n bron van lewensgees. Dis nie die slegste ding vir my om iemand se laaste gebed vir hom of haar te bid. En maak nie saak watter ouderdom hulle is nie. As hulle laaste asem uitblaas en hulle het gelewe, dan is dit oukei. Ek het 'n pa, en dis waar ek begin het om die briefies te hou vir die begrafnisse, 'n pa van 'n dogtertjie van 8, en ek was so bang om met hom te praat nadat sy dood is. En toe ek uiteindelik rustig met hom sit en net met hom praat, en ek vir hom vra, hoe gaan dit met julle? En dit het 'n hele tyd se vir my gevat, voor ek bereid was om hom te vra. Toe sê hy vir my, ons is oukei. En toe weet ek, maar hoe kan jy oukei wees? Jou kind was 8 jaar oud. Ons dink nou nog aan Madely. Dis 30 jaar later. Ons praat nou nog oor Madely as ons daar is. En dis deel van 'n lewe. Om te sê, maar Madely het altyd dit gedoen, en dis deel van 'n 3 kinders. Maar toe sê hy net vir my, Gerard, ons het van die dag dat sy gebore is geweet, haar hart het fout, en ons het haar dalk nie baie lank nie, so ons het so 'n vol lewe geleef met hierdie 8-jarige kind, dat ons het 'n leeftyd se saam dinge doen, en saam konsentreer op hierdie pad. En die Here het besluit, dis haar lengte van haar lewe, en dis oukei. Dit het my nogal gegooi, dat die waarde van lewe, die waarde van beskerm 'n hartjie, en stap 'n pad met hierdie kind, want sy dalk nie lank nie. Maar hoekom dink ons nie so oor al ons kinders, en oor onsself nie? Hoekom is dit dat ons baie keer die toue wil sny by ons ouer huis, op hierdie vaarwaters ingaan, vir onsself 'n nuwe realiteit gaan herbou, en as iemand dan vir ons vra, hoe gaan dit met jou ma of pa, dan skrik ons onsself in 'n ander bloedgroep in. Hoekom? Want ewe skielik is die voorgee gepenetreer. Ewe skielik is die beeltjie wat ek vir almal voorhou, nou deur iemand deurdring, en weet hulle waar ek vandaan kom. Vriende, ons sit almal daai pad. En daar's 'n tyd in 'n kind se lewe wat hy dit moet doen, maar ek wil tog vir jou aanraai, gaan maak vrede. Gaan maak vrede met jou herkoms en met die plek waar jy jou goue bal verloor het. Gaan herbesoek die plek waar jy vandaan kom en jou ouers. En as 'n volwassene, dan gaan kyk jy maar na die omstandighede en die situasies en wat hulle opgeoffer het vir jou, en met die stelreëls en die beste wat hulle kon doen in daardie tyd. En dan spreek jy hulle vry. In die proses maak jy jouself los om ook 'n bietjie te genees in die wonde waarmee jy loop.
Mag die Here vir u seën op die reis. Amen. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir u liefde en u genade. Baie dankie Here dat ons van 'n plek afkom, dat almal van ons 'n ma of 'n pa gehad het, of iemand wat vir ons groot gemaak het, dat ons 'n oorsprong het, en dat ons reis aan goed verbind is. Ons bid Here dat u vir ons sal lei om wysheid in te bou, deel te maak van ons lewens, dat u op daardie manier ons paaie gelyk sal maak. Ons bid dit in u naam. Ek bid vir elkeen hier, want almal van ons is iewers op hierdie reis. Van die kleinstes in die kerk is nog besig om miskien die verliese te beleef, en van die ander is pas daardeur. Van ons is al jare besig met dit, en van ons kyk terug op 'n leeftyd. Here Jesus, maar almal van ons is op een of ander manier besig met hierdie hoofstuk van ons lewe. Ek bid vir elkeen hier, en ek bid vir daardie binnereis, dat u ook daar vir ons genesing bring. Ons bid dit in u naam. Amen.